trouw bly tot in alle ewigheid en wat die werk van God se hand nooit maar nooit sal verlaat nie. Genade en vrede vir ons elkeen. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie pragtige aand U kan loof en U kan prys. Here, dankie dat ons weet dat U die koning is, dat U Immanuel is. Here, dankie vir alles wat U vir ons is, vir ons doen en vir ons gee. Ons loof en ons prys U naam, Here. Amen. Staan op. Laat jou lig skyn. Ja, jou lig het gekom. En die heerlikheid van die Here skyn oor jou. Ja, kyk. Donkerte bedek die aarde. En die duisternis die volke. Maar oor jou skyn die Here. En oor jou word sy heerlikheid sigbaar.
Jy sal wees ek vanaand hier sit en ek kyk eers na hierdie pragtige wat sê afdeling wat ons behandel het vandag, dan dink ek dadelik daaraan dat geloofsgroei en Kersfees my aan die boom laat dink. Vir my ook. En veral die vyeboom, omdat die vyeboom die boom was waaraan ons gedink het in die jaar. Ek bedoel, kyk ons pragtige vyebome, elkeen wat lyk soos iets anders. En 'n boom, 'n vyeboom ook, word baie goed om te groei. Dit kort water en sonlig om groot en sterk te word, maar een van die dinge wat dit kort is grond. Wanneer die grond goed is, kan die boom groot en sterk word. En ek dink dat ons as disippels se fondasie, ons grond, is geloofsgroei. Maar wat beteken die woord geloofsgroei? Tjoe, dis 'n groot ding. Maar ek dink geloofsgroei is 'n proses. Heel eerste moet ek weet, ek is in 'n verhouding met Christus, en in daai proses moet ek groei. Dit beteken dit nie, ek het nou baie keer minder geloof, en op 'n ander dag ek weer meer geloof. Maar ek dink, wel dat ons baie keer ver van die Here voel, en ander keer moet ons weer daaraan werk in ons verhouding, om net weer te beleef ek is naby die Here, en ek wil beleef. So geloofsgroei is vir my 'n proses, waar ek saam met die Here elke dag op pad is, en deur sy Gees groei ek, en groei ek in daai lewende verhouding met Christus in my lewe. Dis baie waar, want soms het ons tye waar ons voel dat ons ver is van die Here. En soms het ons kere in ons lewe waar ons naby aan die Here is. Maar dwars deur dit alles weet ons dat ons leef in die teenwoordigheid van God. En dit is waaraan Kersfees my herinner. Ja, nou wil ek terugkom by die boom. Want daai boom, het ons gesê, is geplant in grond. My vyeboom daar agter en daar teen die muur sit, hy het sy grond daar om hom. Hy het jou. En daarom kan hy groei. En so moet ek en jy, en elke lidmaat in die gemeente, geplant wees in Christus. En dis al hoe ons kan groei. Hy is die grond in wie ons geplant is. Maar as ek nou vir 'n oomblik kan terugdink aan die twee bome van die begin, die kersboom. Ek is mal om Kersfees te versier. Dis my lekkerste. Myne is al klaar. Wie se Kersboom is al klaar versier? Wie se is nog nie versier nie? Ag nee, ons moet maar by julle kom kuier. Ekskuus hoor. Ons moet se boom al klaar versier. So wil ek ook graag my geloofsboom versier. En ek wil vanaand om te sê, my eerste versiering is om die Jesus kind deel te laat wees van my lewe. Om hom te ervaar, om te weet hy is in my lewe. Ek is geplant in hom. Ek wil groei in hom. So vanaand wil ek sê, dit is daai mooi versiering is om die boom hang en die boom mooi maak. Wil ek vanaand veral sê, wil ek Jesus, die Christus kind, my lewe laat versier. Absoluut, want ek bedoel, dit is die beginpunt van Kersfees, nee? Christus wat gekom het. En dit lees ons in die evangelies, die goeie nuus, dat Jesus Christus vir ons kom leer het hoe die koninkryk van God lyk. Goed, maar ek is net vir een ding maak. En ons het vanaand hierdie fantastiese aand. Dit is so mooi en ons het eers die eerste Advent Sondag het ons vandag hierdie Kerssaam lees. Maar 'n mens kan maklik net vassteek by die kind van Bethlehem. Dat jy kan dink, ja, ons het hierdie mooi storie, maar amper soos lang gelede is daar 'n Bethlehem 'n kind gebore. Maar dan bly ek vassteek by daai nette verhaaltjie. En iemand het gesê, as jy nie by Kersfees eers ontdek dat die Jesuskind in jou eie hart gebore moet word nie, dat hy in jou lewe 'n werklikheid moet wees, dat jy jou moet groei nie, dan soos die betekenis van Kersfees. Dit is baie waar, want ons moet onthou dat Jesus Christus is die een wat vir ons kom wys het, dat God die wêreld so lief gehad het. En deur Jesus het God kom wys dat daardie liefde vir ons genesing en herstel bring, sodat ons elke liewe dag kan leef as kinders van God. Daar sê, so ons wil vanaand vir mekaar sê, kom ons hou Kersfees, ons dink aan die twee bome, die Kersfeesboom, maar die geloofsboom, en ons moet die uitstap vanaand en sê, maar, hoe het my geloofsboom? Kom ons laat het groei,
Kom ek dra vrugte. Ek gaan die Gees van die Here toe om my elke dag so te vervul, dat my hele lewe tot eer van die Here sal wees. En hoe dink oom help die Hebreërs skrywer ons om dit te bely? Ek dink hy sê vir ons in Hebreërs 4 vers 14, sê hy vir ons, dat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Wat is daai geloof? Dat Jesus die Here is, dat ek in hom glo, en dat ek deur daardie geloofsverbintenis met hom sal groei in 'n verhouding met hom. Amen. So ons kan net vanaand saam met die vroegste Christene bely dat Jesus Christus is die Here. Amen. Amen. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, I know He's real. When I look down, I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. God het die engel Gabriël gestuur na die stad Nazareth in Galilea, na 'n meisie wat verloof was aan Josef. Die meisie se naam was Maria, en sy was 'n maagd. Die engel het vir haar gesê: "Maria, jy moet nie bang wees nie, want God is goed vir jou. Jy sal swanger word en jy sal 'n seun kry. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrik wees. Die Hoogste God sal hom sy seun noem. Die Here God sal hom laat regeer soos sy voorvader Dawid. Jesus sal altyd regeer by die nageslag van Jakob. Hy sal nooit ophou om koning te wees nie." Yes.
engel van die Here aan Josef verskyn en vir hom gesê: Josef, jy moet nie bang wees om met Maria te trou nie. Sy verwag 'n baba, maar dit is die Heilige Gees wat dit laat gebeur het. Sy sal 'n seun kry en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Al hierdie dinge het gebeur sodat dit waar kan word wat die Here gesê het. Die profeet het gesê: die maagd sal swanger word en sy sal 'n seun kry. Hulle sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken God is by ons.
He
van die Here het by hulle kom staan, en die lig van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle was baie bang. Die engel het vir hulle gesê, moenie bang wees nie, want ek bring vir julle 'n goeie boodskap. Al die mense sal baie bly wees daaroor. Vandag is julle redder in die stad van Dawid gebore. Hy is Christus, die Here. Julle sal weet dit is hy wanneer julle 'n baba sien wat toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel nog baie ander engele uit die hemel. Hulle het God geprys en gesê, prys God in die hoogste hemel. By die mense op die aarde sal daar vrede wees, by die mense vir wie hy lief is.
die vreugde van Kersfees vir jou? Oom, as ons nou kyk daarna ons laaste woord van die jaar vreugde, dan kan ek nie anders as om te dink dat die vreugde van Kersfees vir my 'n gevoel van varsheid en hoop gee nie. Julle, ons gaan maar deur baie seisoene in die jaar. Julle geweet ons ervaar meer as net 4 seisoene. Dis nogal baie om 4 te ervaar. Maar vertel 'n bietjie vir my van die seisoene wat jy ervaar. Ek sê ons ervaar meer as 4 seisoene, want baie van ons ervaar seisoene waar ons hard werk, maar waar ons ook rus, tye waar ons vreugde beleef, tye waar ons hartseer beleef. Maar deur dit alles weet ons dat ons in die hand van die Here is. Ons is in die hand van die Here. En daarom kan ons, soos wat daardie woord sê, saam met Filippense 4 vers 4 kan ons sê, laat ons altyd bly wees in die Here. Maar oom, ek wil by oom hoor, wat die oom is ware vreugde. So ware vreugde is nie net om bly te wees nie. Dis nie om elke dag alles te kry wat jou hart begeer nie. Ware vreugde is iets wat 'n mens in Christus vind. En daarom sê hy dit so mooi, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Dan is dit vreugde wat ek net in Christus kan vind. Dis baie waar. Ek dink ware vreugde is nie 'n oppervlakkige emosie nie. Dis nie vlinders in ons maag wanneer ons bly is nie. Dit is 'n herinnering aan die diepgaande werklikheid dat ek en oom en ons almal gewortel is in Christus en nie in ons omstandighede nie. Wat beteken dit nou? Dat elke dag net vir jou vlot verloop, jy het geen moeilikheid nie, jy sukkel nie, daar kom nie dinge op jou pad nie. Jy is amper soos 'n kar wat skopprekers het. Jy gaan daar deur. Ek weet so, maar nee, ongelukkig nie. Want terwyl Paulus hierdie woorde skryf waar hy sê, wees altyd bly in die Here, sit hy nie in 'n tuin vol lentebloeisels nie. Hy sit in die tronk. Maar weet julle, selfs in boeye het Paulus geweet dat Christus leef. En dat ons moeilike omstandighede nie die laaste sê het nie. Sjoe, en daarom dink ek dat ek vanaand vir ons bietjie sê, of elke vanaand hier sit, dalk is iemand wat vanaand sê, ek is in 'n wintertyd. Ek is in 'n tyd van rou, van hartseer, drome wat nie waar geword het nie. En dan voel ek eens amper maar, is dan vanaand se vreugde iets om oor bly te wees? Dan wil ek sê ja, 1000 maal ja. Want ons vreugde is in die Here, nie in die omstandighede nie. Ons vreugde is in die een wat sê, verbly julle elke dag in die Here. En dan sê hy, ek herhaal, verbly julle. Dis baie waar, oom, want weet oom, vreugde, ware vreugde, roep ons op tot 'n nuwe lewenswyse. Ja, en dit klink vir my amper as ek die woorde van Augustinus kan aanhaal. Hy het gesê, jy moet van jou kop tot jou tone, moet jy eintlik die vreugde van die Here kan beleef. Dis nogal 'n groot stuk van ou se lewe, van jou kop tot jou tone. Elke dag moet ons iets van daai vreugde beleef. Nou jy moet 'n halleluja wees, nê? Dis hy. En ek wil nou vanaand weer vir ons uitdaging sê, as ons hier uitstap vanaand, kom ons sing 'n halleluja. Die koor sing dit so mooi as nog later weer ook sing. Maar kom ons maak ons lewe 'n halleluja. Waar ons elke dag vir die Here sê, Here, ek voel dalk nie vandag so goed nie. Ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ek voel dalk baie af. Maar vandag wil ek hier uitstap met 'n kers in my hand en ek wil sê, halleluja. Ek wil die vreugde en die blydskap wat die Here vir ons gee, wil ek beleef. Amen. Amen.
soos bly. Ek sien die heilige stad daar, die son begin weer skyn. Die poorte word wyd oopgemaak, die duisternis het verdwyn. En al kan begaan, en sal buite staan. God sal dit alles doen, omdat hy baie goed wil wees vir die mense wat aan hom behoort. Die Here sal na ons kom. Hy sal die son wees wat uit die hemel kom en op ons skyn. Sy lig sal skyn oor almal wat in die donker is, oor almal wat in die diep donker is. Die Here sal ons lei en daar sal vrede wees. Die
sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou en my sy vrede gee. Amen.